Goeiemôre, good morning. Ja, nee, kyk, dis klein Saterdag en ons het 'n heerlike, lekker program vir jou beplan. Ja, maar Pieter, voordat ons daarby uitkom, nê. Aangesien Ras nou nie hier is vandag nie, het ek dit goed gedink om vir ons vandag 'n interessante feit op te spoor. Want sy doen dit mos gewoonlik, nê. Love it. So 14 Januarie is 'n dag om jou troeteldiere te vier en staan dus bekend as Dress as Your Pet Day. So Pieter, ek het nou wel nie katore nie, maar ek het 'n ander plan gemaak. Ek het nou gedink Batwoman gaan hier langs my verskyning maak. Nee, jy gaan baie beïndruk wees, want ek het hierdie bandjie gebring. Dis Lucas se, sy weier om te dra. So ek dink ek moet vir die res van die dag hierdie om my arm dra. Dit lyk mooi. En dan het ek 'n spesiale kledingstukkie hier. Is dit 'n onesie of wat noem jy dit? Dit is 'n onesie. Ja? Dis eintlik slaapklere. Hoe oulik is dit? Met katte op. Sy. En dan hierbo, hier's tog katoortjies. Daar is jou katoortjies. Dis lekker. Ja. So miskien sal ek dit, ek gaan dit na die program aantrek. Daar sy, doen dit. Ek het ook iets vir jou gebring. Daarso. Vertel vir ons wat dit is. En dan ook 'n ou speeldingetjie want ons weet jy is Dis 'n mint flavored dental tube. Sê vir my ietsie. Ja, dit is iets om aan te pesel vir die res van die program. Els moet ek pesel. Nee, stop. Nou gaan my stert Hy sal dit regtig doen. Ja, ek sal hom proe. As my hondjies dit kan eet, dan kan ek dit ook seker eet, maar hoorie, dis nou baie oulik van jou. Ja, en dan hierdie speeldingetjie, hoor hy maak 'n geluid. Ek moet net vir jou sê, as ek net dink aan my jy moet hom skud aan daai toutjie. Hondekinders by die huis, dan gaan hierdie voeltjie dit nie lank maak nie. Sy tweet gaan vinnig uitwees. Maar nou ja, aan almal van julle wat soos ek en Elsa, baie lief is vir ons troeteldiere. Ja. Dit is nou National, wat jy gesê? National Dress as Your Pet Day. So jy moet ietsie aantrek vandag of by jou hou wat jou kan herinner aan jou troeteldier, jou dierekind. Lekker. Dan wil ek ook net sê aan al die leerlinge wat by die skole en dinge is vandag, die graad 1 parabeentjies en die graad 8s en die matrikulante en almal van julle, welkom terug. Wat was gisterand so lekker om net vir my kinders ook te sê, julle moet nou vroeg in die bed klim. Ja. Dis môre skool. Jy het 'n voeltjie hoor fluit dat dit nou vandag hoor fluit. Ek het nog 'n voeltjie lekker hoor fluit vir alles waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons gesels oor nooddienste tydens die afgelope feesseisoen. Ons trek ons drafskoene aan saam met die Magnolia Road Runners. Ons vind meer uit oor die wenresep agter Ouma Bets gebak. Ons leer meer oor Rubik's Cube kompetisies en die smaakmakerry van 'n Merwe kom maak 'n draai. En dan is Janie de Tooy ook hier om nie net te kuier nie, maar ek is seker ook 'n bietjie musiek te maak of musiek te gesels. Daar's 'n musiekvideo wat wag. Lekker, jy sien. Altyd iets om na uit te sien en ek wil net sê dit is ook waarom Ras nie vanoggend hier is nie. Sy's 'n goeie ma. En sy het besluit om haar kinders te ondersteun vandag. Lekker, dankie Ras. Ek choose so lank aan ietsie terwyl Elsa vir ons nog ietsie vertel. Luister, so gepraat van kinders. Het jy Legos as kind gebou? Ja, yesterday, ek was mal daaroor. Ja, ek self het dit ook gedoen en daar was in 'n stadium 'n spesiale reeks. Die blokkies was pers, pink en wit gewees. So vir dogtertjies en ek was al ewig doenig om te kyk wat ek kan bou. Nou goed, die rede waarom ek dit vir jou vra is Lego het 'n nuwe reeks bekend gestel wat hulle ikoniese blokkies met tegnologie kombineer. So die sogenaamde Smart Bricks bevat sensors en interaktiewe elemente wat lig, klank en beweging kan saamvoeg om bouwerke meer lewendig te maak. Die idee is om spel nog meer interaktief vir kinders en volwassenes te maak, want ons weet daar's volwassenes wat ook hulle Lego blokkies geniet. En Lego verwys daarna as hulle mees revolusionêre produk in byna 50 jaar. Maar nie almal is oortuig nie. Sommige kundiges en Lego aanhangers is bekommerd dat die byvoeging van tegnologie dalk die kreatiewe en sogenaamde hands-on speelervaring kan verander, waarvoor Lego al dekades lank bekend is. Byvoorbeeld 'n Lego helikopter maak geluide wanneer dit beweeg word en 'n verjaarsdagkoek kan bespeur wanneer kersse uitgeblaas word en dan 'n vieringsklank speel. Wow. So Lego sê egter die doel is nie om verbeelding te vervang nie, maar om dit te versterk. En die maatskappy glo dat die slim blokkies fisiese en digitale spel kan kombineer op 'n manier wat steeds kreatiwiteit eerste stel. Die eerste slim blokkiestelle sal na verwagting in Maart met 'n Star Wars reeks. 'n Star Wars reeks gestel word. Ja.
Ek is mal daaroor. Ek dink dit is goed. Dit gaan my verbeelding net nog 'n bietjie meer prikkel. Jy weet, ek meen in die ou dae het 'n ou nog met jou helikopter of whatever dit moet wees. Maar ja, ek dink dit is slim en baie oulik van Lego. Ek dink definitief so en ek moet vir jou sê, ek is altyd verstom wanneer ek kyk na die Formule 1 karretjies wat hulle ook met die Lego blokkies bou. So ek wonder of daar dalk ook iets gaan wees in die toekoms wat daai geluid kan maak van die Al wat my motor. pla is, die Lego stelletjies is so mooi en indrukwekkend, maar die prys wat daarmee saamkom, Nou ja, wanneer ons ook het jy al gehoor van radioaktiewe diere en goeters, nie noodwendig in die realiteit nie, ons ook nou mos maar in die strokiesprente en al agter, soos byvoorbeeld Peter Parker. Ja. Maar ons moet voorberei op ietsie wat nou bietjie meer na aan ons is. Dit is radioaktiewe renosters. Kan jy dit glo? Ja. Dis 'n ander storie. Die radioaktiewe renosters, dit klink amper onwerklik, maar Suid-Afrikaanse wetenskaplikes het 'n spiksplinter nuwe plan om renosterstropery te stop deur renosterhorings radioaktief te maak. 'n Klein hoeveelheid radioaktiewe materiaal word dan in die horing ingespuit en hierdie proses is heeltemal veilig en onskadelik vir die renosters en die doel is om dit vir stropers en smokkelaars byna onmoontlik te maak om horings ongemerk uit die land te kry. Met dit dat die renosterhorings dan radioaktief is, kan dit maklik by lughawens, hawens en grensposte wêreldwyd opgespoor word. Suid-Afrika het die grootste renosterbevolking ter wêreld, maar tog word daar steeds meer as 400 renosters elke jaar gestroop. Kenners sê daar word steeds byna 1 renoster per dag doodgemaak. 'n loodsprojek met 20 renosters het gewys dat tegnologie veilig is. Veral hierdie tegnologie, bewaringsgroepe beskryf dit as innoverend en broodnodig. Renosterstropings en renosterhorings word steeds na Asië uitgevoer waar dit as medisyne of statussimbole gebruik word. Ek kan dit nog steeds nie glo nie. Ondanks geen wetenskaplike bewys van waarde nie. Die hoop is dat hierdie tegnologie kan help om een van Afrika se mees bedreigde spesies beter te beskerm. Hoe oulik is dit? Ek dink dis baie nice. Dis altyd vir my goed om te hoor dat die wetenskaplikes, die mense wat betrokke is, verskeie organisasies ook, gereeld daaraan dink hoe hulle so 'n probleem kan oplos, jy weet. En ek dink byvoorbeeld ook Bonheidebot het mos daai dokumentêr gemaak Stroop. Sjoe, wat so interessant was. Dit was baie interessant. Dit was natuurlik ook ontstellend, so ek sou nie, jy weet, as jy 'n sensitiewe kyker is, moenie noodwendig, maar ek dink dit is tog goed om presies te verstaan wat aangaan, maar om daai bewusmaking aan die gang te hou en gedurig aan oplossings te dink om dit te verminder. Enigiets om hulle te beskerm en enigiets om net daai misdaad element uit te kry, want ek meen die ouens het al alles gedoen wat die veiligheid aanbetref en so aan, maar hierdie klink nou nogal vir my na 'n werkbare oplossing. Ek is seker daarvan. Ek stem met jou saam. Ja. En ek dink 'n mens is geskok soos wat jy sê, jy weet, wanneer jy hoor waarvoor dit steeds aangewend word. Ja. Dan is dit amper asof mense dit werklik nie kan glo. Is 'n sinnelose ding. Daar's regtig geen waarde daarin nie. En die ouens ook wat die renosters weet met renosters steel of hulle bewaar hier in Suid-Afrika met wie ook te doen gehad het, sê dit is maar net een van daai dinge. En nou moet hulle die arme renoster se horing self afhaal, maar dit is tog so deel van die dier en 'n deel van sy manier hoe hy oorleef en sy dinge doen. Absoluut. Nou Pieter, ek weet nie hoeveel onderskeidings jy gehad het as matrikulant nie. Ja, nee. Maar jy kan ingeskakel bly wat ons gesels net hierna met die top matrikulant van 2025. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en ons is nou weer terug.